Vandag gaan ons kyk na misleiding van Paulus en die verbond. Hierdie is 'n 2 deel, so hierdie is deel 1 van 2 wat ons oor gaan gesels. Die onderwerp is 'n bietjie lank om een video te maak. Ek probeer die video's maar kort te hou. So die hele geskrif of die woord van Jehovah is gebaseer en gevorm deur verbonde wat Jehovah met sy volk Israel gesluit het. Onthou, Israel sluit in alle kinders wat in hom glo. Maar wat belangrik is om te verstaan is dat geen verbond wat gedoen is, word vervang met 'n volgende verbond wat daarop volg nie. Ons lees daarvan in Galasiërs 3 vers 15 en 17. Brothers, as a man I say it, a covenant, even though it is man's, yet if it is confirmed, no one sets it aside or adds to it. Now this I say, the Torah that came 430 years later does not annul the covenant previously formed by Elohim in Messiah, so as to do away with the promise. Met ander woorde, die verbond met Moses of Moshe het nie die verbond met Abraham vervang nie. Die vereiste vir die verbond met Abraham was die volgende. Jehovah wil met sy kinders wees. Hy wil 'n relationship, 'n verhouding met sy kinders hê. En die verhouding wat hy wil hê is die verhouding voor die val van Adam en Gawa. En Jehovah verwag die volgende. Ons lees in Genesis 17 vers 1. And it came to be when Abram was 99 years old that Jehovah appeared to Abram and said to him, I am El Shaddai, walk before me and be perfect. Nou dit is baie belangrik om te verstaan wat Jehovah bedoel met be perfect. Hy het dieselfde gesê vir Moses in Deuteronomy 18 vers 13. Be perfect before Jehovah your Elohim. Yahusha het dieselfde gesê vir ons in Matteus 5 vers 48. Therefore be perfect as your Father in the heavens is perfect. Paulus het dieselfde vir ons geleer in Kolossense 1 vers 28 dat ons perfek of volmaak voor Jehovah aangebied sal word, whom we announce, warning every man and teaching every man in all wisdom, in order to present every man perfect in Messiah Yahusha. So wat is hierdie om perfek te wees voor Jehovah? Wel, dit is baie eenvoudig. Yahusha het dit in 'n baie kort sinnetjie vir ons gesê. Ons lees dit in Johannes 14 vers 15. If you love me, you shall guard my commands. Dis wat dit is. Jy moet hom lief hê, en omdat jy hom lief het, die vrugte van jou liefde vir hom is gehoorsaamheid aan hom. En die pragtige en die wonderlike daarvan is, ons lees in Johannes 14 vers 23, net 'n bietjie verder aan. Yahusha answered him, if anyone loves me, he shall guard my word, and my Father shall love him, and we, the Father and the Son, shall come to him and make our stay with him. Dit is waaroor dit alles gaan. Die hele woord van ons hemelse Vader gaan oor hierdie vers. Dat hy sy verhouding met sy kinders kan herstel soos dit was voor die val van Adam en Gawa, die sondeval, dat hy in ons kan woon. Yahusha en Jehovah. Is dit nie wonderlik nie? Dit is hoekom Jehovah verbonde met sy kinders sluit, om sy verhouding met sy kinders te herstel, soos hy dit wil hê, nie soos ons dit wil hê nie. Nou daarom het Jehovah vir ons dan 'n verlossingsplan gegee, wat die kerk ongelukkig nie aan sy ledemate leer nie. Kom ons lees in Genesis 17, wat deel is van Jehovah se reddingsplan. En dis waar dit alles dan begin. Besnydenis is die teken van die ewige verbond wat van die Jehovah gemaak het met Abraham en sy saad. Met ander woorde, al die wat na Abraham kom. Genesis 17 vers 10 en 11. This is my covenant which you guard between me and you, and your seed after you,
every male child among you to be circumcised. And you shall circumcise the flesh of your foreskin, and it shall become a sign a sign of the covenant between me and you. Dit is die ewige verbond. Ons Vader verander nooit nie. En as jy deel van Jehovah se verbond wil wees, dan moet jy besny wees. Kom ons lees Exodus 12. Daar leer ons die begin van Jehovah se reddingsplan, wat aksie van ons verwag. Besnydenis, die wet van die Pasga, is die teken van die Sabbatdag van die ewige verbond. Kom ons lees. Exodus 12 vers 43 en 48 en 49. And Jehovah said to Moshe and Aaron, This is the law of the Pesach. No son of a stranger is to eat of it. And when a stranger sojourns with you and shall perform the Pesach to Jehovah, let all his males be circumcised, and then let him come near and perform it. And he shall be as a native of the land, but let no uncircumcised eat of it. Kan julle sien? Jy kan nie deel wees van Jehovah se reddingsplan wat begin met die Pesach sonder besnydenis nie. Vers 49, baie belangrik. There is one Torah for the native born, dis die Israeliet, and the stranger who sojourns among you. So enige iemand wat buite Israel is, wat gered wil word en deel wees van Jehovah se huis, moet besny word, voor hy kan deel word daarvan. Die verbond, die teken van die verbond met Moses of Moshe, is die Sabbatdag. Exodus 31 vers 16 en 17. And the children of Israel shall guard the Sabbath, to perform the Sabbath throughout your generations as an everlasting covenant. Dit is vir ewig. Between me and the children of Israel it is a sign forever. For in 6 days Jehovah made the heavens and the earth, and on the 7th day he rested and was refreshed. Die Sabbatdag is die teken van die 10 gebooie, die verbond met Moses. Die besnydenis is die teken van die verbond met Abraham. Jehovah se verlossingsplan word geopen met die Pasga, waaraan jy slegs as 'n besnyde man mag deelneem. Verlossingsplan van Jehovah is die wet van die Pesach wat vir jou die verlossing gee. Hierdie onderwerp moet nie ligtelik opgeneem word nie. Abraham is op die ouderdom van 99 besny. Ismael sy seun op 13-jarige ouderdom. Wat probeer Jehovah hiermee vir ons sê? Jy is nooit te oud om gered te word nie en deel te word van sy reddingsplan nie. Ek is as volwassene besny. My seun was op 8-jarige ouderdom toe ons in die waarheid gekom het. Met ander woorde, wat ek hiermee probeer sê is, dit is nie maklik om daai besluit te neem nie. So ek sou voorstel dat jy dit met 'n gebed en meditasie met Jehovah opneem, en hy sal vir jou wel wys wat jy moet doen. Maar dink daaroor op 'n ander manier. As jy 'n lewensbedreigende siekte het, wat slegs jou lewe kan red, as jy 'n operasie het, sou jy vir die operasie gaan? Natuurlik. As jy nog kan lewe daarna, dan jy sal die operasie neem. Wel, soveel te meer wil jy die ewige lewe beerwe, en jy moet 'n operasie deurgaan, die operasie van besnydenis. Ek sluit af met die volgende. Onthou asseblief dat Jehovah verander nie. En hy het die volgende gesê in Ezekiel 44 vers 9. Thus said the Master Jehovah, no son of a foreigner, uncircumcised in the heart, or uncircumcised in the flesh, comes into my set apart place. Even
any son of a foreigner who is among the children of Israel. Met ander woorde, die storie wat die kerk jou vertel, dat die besnydenis van jou hart vervang die besnydenis van jou vlees, is 'n leuen. Jehovah is baie duidelik. No son of a foreigner, uncircumcised in heart or uncircumcised in the flesh, comes into my set apart place. Ons gaan die volgende video bietjie dieper kyk na die besnydenis. So tot volgende keer. Halleluja, Jehovah.